Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Ons leef in 'n wêreld wat harde eise stel. Ons wil dinge eers sien voordat ons dit glo. Ons soek bewyse, sekuriteit en waarborge. En wanneer ons dit nie kry nie, raak ons bekommerd. Ons val vas in vrees sodra die omstandighede rondom ons donker lyk. Vandag wil ek jou 'n direkte vraag vra. Waarop bou jy jou lewe? Bou jy op dit wat jy met jou oë kan sien, of op die ewige God wat jy nie kan sien nie en wat nie kan lieg nie? Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Hebreërs 11 vers 1 wat soos volg lees: Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Wanneer ons hierdie teks deur 'n grammatikaal historiese bril beskou, kry dit skielik 'n diep praktiese betekenis. Die Hebreërsbrief is oorspronklik geskryf vir Christene wat onder swaar vervolging gelei het. Hulle het fisiese gevaar in die gesig gestaar en baie van hulle wou moed opgee en terugdraai na die Joodse geloof met sy tempeldiens. In daardie tyd het die Griekse woord vir vaste vertroue, hypostasis, na 'n amptelike wetlike eiendomsbewys verwys. Geloof is dus nie 'n vaal wensdroom of blinde optimisme nie. Dit is 'n wetlike sekerheid. Dit is 'n aktiewe daad waar jy jou volle gewig op God se beloftes gooi, selfs wanneer jou omstandighede skree dat dit onmoontlik is. So 'n geloof dryf jou om in gehoorsaamheid op te staan en te loop. Hier is 'n skriftuurlike feit om vandag te onthou. Ware geloof vra nie om die hele pad vooruit te sien nie, maar om op die God wat jou lei te vertrou. In 2 Korintiërs 5 vers 7 lees ons die volgende: Want ons wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Die historiese feit van God se woord is eenvoudig: God het nog nooit 'n belofte gebreek nie. Dink byvoorbeeld aan Abraham. Hy het sy vaderland verlaat en na 'n vreemde land gegaan wat hy nog nooit gesien het nie. Hy het nie op sy eie insig staat gemaak nie, maar op die woord van die Here. Wanneer jy jou vrees vir die onbekende neersit, maak jy plek vir God om die onmoontlike te doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons geloof nie op ons eie wisselvallige gevoelens gebou is nie, maar op U onveranderlike karakter. Vergewe my waar ek toegelaat het dat my vrese groter lyk as U beloftes. Ek kies vandag om op te hou kyk na die storm rondom my en my oë op U te rig. Gee my die moed om in gehoorsaamheid te wandel, selfs wanneer die pad onseker lyk. Ek gee my twyfel vir U en rus in U getrouheid. Ek bid in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.